Welkom terug by Father's Hot Kids. Ek is net so bly om julle almal hier te hê vandag. Nou, soos julle weet, op die oomblik is ons besig met 'n reeks wat genoem word die Bergpreek. Nou, om julle memories nou net gou te refresh, die Bergpreek is 'n preek wat Jesus op 'n berg gegee het en in hierdie preek kan ons soveel amazing dinge leer en dit is hoekom ons nou elke ding wat Jesus ons nou geleer het in hierdie preek vir onderwerp vat en dan gesels ons daaroor. Nou, hierdie week se onderwerp uit Jesus se preek word genoem moenie bekommerd wees nie. En dit gaan oor hoe God ons voorsiener is. Nou, voordat ons met ons onderwerp van vandag wegspring wil ek hê ons moet gou eers ons oë toemaak en bid en dan kan ons 'n paar liedjies saam met mekaar sing vir God. Is julle reg? Kyk, maak gou toe julle oë. Liewe Jesus, ons wil U net eer en dankie sê vir hierdie splinternuwe dag en die kans wat ons het om uit die woord te kan leer. Help ons asseblief om aandagtig te luister en vandag se onderwerp van moenie bekommerd wees nie te verstaan. Mag ons lof en aanbidding van vandag vir U net soveel vreugde bring. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So okay julle, dis nou tyd om op te staan en ons Here en Verlosser Jesus met ons hele hart te loof. Is julle gereed daarvoor? Awesome, let's go. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and His way, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He let the lame walk and He set the world free. He died on a cross
so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. For I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. Wow, was dit nie net so awesome nie? Ek love dit net om vir Jesus saam met julle te aanbid. Elke keer wanneer ons nou vir hom sing en dans, dan herinner dit my eintlik daaraan hoe God vir elke enkele deel van ons lewens omgee. Ewen die klein dingetjies waarvoor ons partykeer vergeet. Nou, voor ons verder gaan met ons les van vandag julle, wil ek julle gou eers 'n vraag vra. Het julle al ooit oor iets bekommer? Miskien was jy nou bekommer oor 'n toets wat jy by die skool moes skryf. En al het jy nou hard daarvoor geleer, het jy nog steeds 'n bietjie senuweeagtig gevoel, want jy wil regtig net so goed doen in jou toets. Of dalk het jy bekommerd geraak toe jou ma of pa laat was om jou by die skool op te tel, en jy het begin dink, wat as iets met hulle gebeur het? Of dalk was jy bekommerd dat daar nie genoeg kos vir aandete sou wees nie. Of wat sal gebeur as een van jou ouers hulle werk verloor? Julle sien, om bekommerd te wees is iets wat ons almal doen, selfs groot mense. Maar julle, partykeer kan dit nou ewen voel asof ons gedagtes in sirkels ronddraai in ons kop en ons kan eintlik net nie ophou daaroor dink wat gaan dalk verkeerd gaan nie. Maar vandag julle gaan ons sien wat Jesus oor hierdie presiese ding gesê het. Kom ons lees wat hy nou gesê het in Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle daaglikse lewe, wat julle sal eet of drink, of oor julle liggame, wat julle sal aantrek. Is die lewe nie baie belangriker as kos nie? En is 'n mens se liggaam nie baie belangriker as klere nie? Wow julle, Jesus sê vir ons nou dat ons nie moet bekommerd wees oor wat ons nou gaan eet of drink of ewen aantrek nie. Nou, miskien wonder julle, maar wag 'n bietjie. Hierdie is alles dinge wat ons nodig het. Ons kan mos nou nie sonder dit lewe nie. So hoekom sou Jesus nou vir ons sê dat ons nie moet oor dit bekommerd wees nie? Wel julle, en ons eintlik 'n rede hoekom Jesus vir ons gesê het, ons moenie oor hierdie dinge bekommerd wees nie. Kom ons lees wat hy gesê het in Matteus 6 vers 26 tot 30. Hou die voëls wat daar vlieg dop. Hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle kos.
Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Kan al julle bekommernisse julle lewe 1 sekonde langer rek? En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak nie. En tog sê ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie was nie so pragtig aangetrek soos een van hulle nie. As God dan vir die veldplante wat vandag daar is en môre verbrand word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie? Is julle geloof dan so klein? Wow, julle, is dit nie net so amazing nie? Jesus sê dat as God vir die klein voeltjies en al die pragtige blomme sorg, dan sal hy beslis vir ons ook sorg. Nou, dink gou daaraan vir 'n oomblik. Voëls het mos nou nie 'n werk nie, en hulle plant nie saad nie, en hulle oes ook nie, en hulle gaan nie na die winkels toe om kos te koop nie. Maar tog het hulle elke dag iets om te eet. En wil julle weet hoekom? Dis omdat God vir hulle voorsien. En wat van die blomme? Hulle gaan koop nou nie klere en spandeer ure voor 'n spieël om gereed te maak nie. Maar tog is hulle pragtig aangetrek deur God homself. Hulle kleure en patrone is net perfek gemaak. En die mees amazingste ding is, nie eers koning Salomo, die rykste en stylvolste man in die Bybel, was so mooi aangetrek soos die eenvoudige blomme wat deur God gemaak is nie. So, julle, as God vir die voëls en die blomme sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg nie, sy kosbare kinders vir wie hy so lief is. Julle sien, Jesus wil hê ons moet soos die voëls en die blomme wees, en nie bekommerd wees oor ons behoeftes nie, want God sal vir ons nou alles gee wat ons nodig het. Nou, julle let op wat ek gesê het, God sal vir ons alles gee wat ons nodig het, nie noodwendig alles wat ons wil hê nie. Want kom ons wees nou eerlik met mekaar, partykeer is die dinge wat ons wil hê nie altyd goed vir ons nie, en partykeer is dit nie dinge eers wat ons nodig het nie. Nou, kom ons gaan terug eintlik na wat Jesus in vers 27 gesê het. Kan al julle bekommernisse julle lewe 1 sekonde langer rek? Nou julle, hierdie is eintlik so 'n belangrike vraag. Jesus het basies gesê dat om bekommerd te wees eintlik niks doen om die probleem op te los nie. Byvoorbeeld, kom ons sê jy is nou bekommerd oor 'n toets wat jy moet skryf. Nou, jy kan die hele nag in jou kamer sit en bekommerd wees, maar dit gaan jou nie help om die antwoorde te onthou die volgende dag nie. Maar wat wel sal help, is om te leer en te bid en te vertrou dat God jou sal help om jou beste te doen. Nou, miskien wonder julle, okay, maar hoe hou ek nou op om bekommerd te wees? Wel julle, Jesus het vir ons die antwoord gegee in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Julle sien, toe Jesus gesê het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, het hy basies nou gesê dat ons God eerste moet stel, en ons moet hom ons nommer 1 prioriteit maak. So, in plaas daarvan om oor ons probleme te bekommer, moet ons nou eerder op God fokus, en dan sal alles net in plek begin val. Nou, hier is nou 'n paar maniere julle hoe ons eintlik God se koninkryk en sy geregtigheid eers kan soek, sodat ons sal ophou bekommerd wees. Nommer 1 julle is bid. Julle sien, wanneer jy voel jy begin bekommerd raak, dan is dit belangrik om net te stop en dan met God te praat daaroor. Julle sien, soos ons nou sopas geleer het, om bekommerd te wees, help ons nie. Maar wat wel help, is om te bid. Julle sien,
God wil ons help met wat ons nodig het. Maar julle, ons moet ons bekommernis aan hom bekend maak en ons moet vir hom vra vir sy hulp sodat hy kan inspring en ons eintlik help. Nou, julle mens hoef nou nie fancy woorde te gebruik wanneer 'n mens bid nie. Mens kan eenvoudig net vir God sê, ek is so bekommerd. Sal u my asseblief help? Nou, 'n ander ding julle wat ons kan doen is, nommer 2, dank God elke dag. Julle sien, om dankbaar te wees, help ons om op God te fokus, in plaas van die dinge wat ons nou nie het nie. Plus, om dankbaar te wees, help ons om tevrede te wees met wat ons het. Nou, julle, hoe meer ons God dank vir wat hy nou vir ons gedoen het, en wat hy nou vir ons gegee het, hoe minder plek is daar om bekommerd te wees oor die dinge wat ons nie het nie. Nou, kom ons kyk wat anders ons kan doen om God se koninkryk eers te soek. Nommer 3, lees God se woord. Nou, julle, die Bybel is eintlik vol beloftes wat ons nou eintlik herinner dat God in beheer is. En wanneer ons sy woord lees, dan vul dit ons hartjies met die waarheid in plaas van vrees. Nou, kom ons kyk wat die laaste ding is wat ons kan doen. Nommer 4, onthou wat God vir jou gedoen het. Julle sien, volgende keer wanneer julle nou bekommerd is, wil ek hê julle moet nou terugdink aan 'n tyd waar God julle nou voorheen gehelp het. Miskien toe jy nou siek is en God het jou genees. Of miskien toe jy bang was en God het vir jou vrede gegee. Of miskien toe jy hulp nodig gehad het en God het iemand na jou toe gestuur. Julle sien, want om te onthou wat God nou vir jou gedoen het, bou eintlik jou geloof, sodat jy kan weet dat hy dit weer vir jou sal doen. So, julle met dit alles nou gesê, wil ek hê julle moet hierdie onthou. Om te bekommer, maak ons nie sterker nie, en dit los nie ons probleme op nie. Dit maak ons net moeg en angstig en oorweldig. Maar julle, wanneer ons God eerste stel en ons gee ons bekommernisse oor aan hom, dan gee hy nou vir ons vrede. Julle sien, Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Sjoe julle, is dit nie net so mooi nie? Wanneer ons ophou om bekommerd te wees en ons vir God nou sê wat ons nodig het, dan sal hy ons gebede hoor en hy sal ons vrede gee. Die soort vrede wat ons kalm laat voel, selfs wanneer dinge nie vir ons sin maak nie. So, julle wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou 'n kraft maak om alles te onthou wat ons sopas geleer het in hierdie les. So kom ek wys julle gou-gou wat dit is en hoe om dit te maak.
Wow, julle, wat 'n cute craft. Hierdie craft gaan ons nou definitief help om te onthou dat as God na die voeltjies en die blommetjies kyk, dan sal hy definitief mos na ons kyk. So, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Nou, om jou eie craft net soos hierdie een te maak, al wat jy moet doen is na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê, hier is vandag se craft link. Nou, julle, kom ons vat nou gou-gou 'n oomblik en kyk na 'n paar van die amazing crafts wat julle gemaak het vir laasweek se skatte in die hemel les. Wow, julle skatkis crafts lyk net so amazing en so kreatief gedoen. Julle het regtig so goed gedoen, julle, en ek wil net sê, well done. Ek is so trots op julle. Nou, julle moet nou nie vergeet, sodra jy klaar is met jou craft van hierdie week, om vir jou ouers asseblief te vra om vir jou 'n foto te neem en dit dan in te stuur, sodat ons dit nou in volgende week se les kan wys vir almal nie. Nou, voor ons gaan afsluit julle, kom staan gou eers weer bietjie op en dan sing ons nog een liedjie saam met mekaar vir God. Our Father in heaven, well, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. His love came down, down, down. My prayers go up, up, up. God gives me what I need. He gives me what I need. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. His love came down, down, down. My prayers go up, up, up. God gives me what I need. He gives me what I need. His love came down, down, down. My prayers go up, up, up. God gives me what I need. He gives me what I need. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. His love came down, down, down. My prayers go up, up, up. God gives me what I need. He gives me what I need. His love came down, down, down. My prayers go up, up, up. God gives me what I need. He gives me what I need. God gives me what I need. He gives me what I need. Wow julle, vandag se les was net soveel van gewees. Ek het regtig 'n blaas saam met elkeen van julle gehad. Kom ons maak nou ons oë toe sodat ons kan afsluit met gebed. Liewe Hemelse Vader, dankie dat ons oor niks hoef bekommerd te wees nie,
want U is altyd by ons. Dankie dat U ons voorsiener is en dat U elke behoefte voorsien wat ons het. Help ons asseblief om U elke dag meer te vertrou en te onthou dat U ons so lief het. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So okay julle, dis nou ons les vir vandag. Onthou nou om oor niks meer te bekommer nie. Stel net God eerste en hy sal vir die res sorg. Ek sien julle nou weer volgende week vir 'n splinternuwe les in ons bergpreekreeks. Maar tot dan, bye julle!